Hoofnuus vanaand. Uitspraak kom dalk slegs dae voor die 0,5% belasting op toegevoegde waarde op 1 Mei in werking moet tree. Die EFF in die Noord-Kaap dien 'n griefskrif in by die premierskantoor en eis dat Orania sy bestaansreg ontsê word. En 'n groep motorliefhebbers stof die ikoniese Mercedes-Benz W123 af vir 'n tog deur Afrika. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Uitspraak is in die Wes-Kaapse Hooggeregshof voorbehou oor die BTW-verhoging net 8 dae voordat die 0,5% verhoging moet inskop. Die hof het onderneem om teen die 29ste van hierdie maand uitspraak te lewer. Die DA en die EFF het in die hof aangevoer dat die parlement fouteer het in sy besluit om die fiskale raamwerkverslag goed te keur wat die weg bebaan vir die verhoging. Albei partye voer aan die verhoging sal 'n ernstige impak hê op reeds sukkelende verbruikers. Die DA en die EFF, wat nie om dieselfde vuur sit nie, het nou net een doel voor oë: om die besluit as onwettig te verklaar. Is only here because it lost in Parliament. Our case is that we didn't lose in Parliament. Our case is that Parliament followed an unlawful process and did not take a lawful decision about the fiscal framework and therefore about the VAT increase. So we say we didn't lose in Parliament. That's why we're here. I would submit that the process through which the VAT increase was adopted is itself irrational and unconstitutional. In fact, it has elements of deception because what they did, the minister and those who sponsored the increase, created the impression that it was subject to change. Terwyl die EFF tydelike verligting soek om die hangende BTW-verhoging op te skort, vra die DA die hof om 'n finale beslissing te maak en die verhoging in sy geheel te skrap. Die DA vra ook dat artikel 74 van die BTW-wet heeltemal geskrap word, omdat dit te veel mag aan die minister van Finansies gee. Die minister se regsverteenwoordigers stem nie saam nie. I will address the question of the claim of unconstitutionality of Section 7.4, only insofar as the DA relies on it to demonstrate that it's got prospect of success in Part B. And I will demonstrate that it doesn't actually have prospect of success because the unconstitutionality they argue for is non-existent. Die regsverteenwoordigers van die parlement sê die korrekte prosedures is gevolg. And the court will see there that at 0585, last paragraph, after deliberating on the report, these parties proposed amendments. However, the proposals were not agreed to by the majority of the committee. Action SA en Build One South Africa het wel ingestem om die fiskale beleidsraamwerk te aanvaar op voorwaarde dat die regering 'n ander manier vind om die staatskoffers mee aan te vul. Eibre Babie, SAIK nuusparlement. Die ANC se tesourier-generaal, Dr. Gwene Ramokgopa, het berigte ontken dat 'n poging tot sluipmoord op adjunkpresident Paul Mashatile verbind kan word met die party se nasionale konferensie in 2027. Daar is die afgelope naweek berig dat daar 4 keer op Mashatile se voertuig geskiet is. Ramokgopa het 'n beroep op wetstoepassingsagentskappe gedoen om die ernstige beweringe te ondersoek. Ramokgopa woon die ANC se provinsiale konferensie in die Noord-Kaap by, waar premier Dr. Zabani Saul na verwagting weer onbestrede tot voorsitter verkies gaan word. Politieke spanning neem toe in die ANC voor die begin van die streekskonferensies landwyd. ANC-leiers het stil met veldtogte vir die 2027 nasionale konferensie begin. Ramokgopa het beweringe ontken dat die beweerde sluipmoordpoging op Mashatile verbind kan word met die konferensie. Usually when there are these reports and all that, many of them are fake actually. And we have seen a lot of fake things, so we have referred these matters for the Secretariat to deal with organizationally.
And indeed, in due course, we will respond to that. Oor die veranderende geopolitiese landskap, waar Ramokgopa weet waarom die Amerikaanse regering vir die land se gesondheidsorg moet betaal. Why do we want Americans to pay for our healthcare, comrades? Fortunately, our country refused to start the ARV program with money donated by other countries. Our treasury responded positively. So our HIV program will survive, is strong, it will not be affected by the PEPFAR fund. Spanning tussen Suid-Afrika en die VSA het onlangs verhewig, wat gelei het tot politieke, diplomatieke en handelsgevolge. Ramokgopa het president Ramaphosa se woorde herhaal dat die land nie geboelie sal word nie. We can't come this far with the progress for our freedom and quest for justice to be bullied by those who enslaved us. Oor plaaslike kwessies het Ramokgopa verwys na die geskiedenis van regerings wat internasionaal in duie gestort het as gevolg van 'n versuim om begrotings goed te keur. Baie in die ANC was duidelik dat die DA nie kan voortgaan om deel te wees van die regering wie se begroting hy verwerp het nie. If a party votes against a budget, it collapses that government. Once that government collapses. So the ANC is looking at options available. Die ANC gaan voort om alle politieke partye in die parlement te betrek oor die 2025 fiskale raamwerk wat die nasionale begroting insluit. Die begrafnis van Paus Franciscus sal Saterdagoggend om 10:00 voor die Sint Petrus Basilika in die Vatikaanstad plaasvind. Die dekaan van die kollege van kardinale, Giovanni Battista, sal die diens behartig. Na die diens sal die paus volgens sy wense in die Basilika van die Santa Maria Maggiore in Rome begrawe word. Die 88-jarige paus is na beroerte en onomkeerbare hartversaking dood, nadat hy vir weke lank dubbele longontsteking gehad het. Sy liggaam is tans in die kapel van die Casa Santa Marta, waar hy die afgelope 12 jaar tuis gegaan het. Sy kus sal môreoggend na die Sint Petrus Basilika verskuif word, waar hy tot en met die begrafnis in staatsie sal lê. Verskeie wêreldleiers het reeds bevestig dat hulle die begrafnisdiens gaan bywoon. Dit sluit onder meer in die president van sy geboorteland, Argentinië, president Javier Milei, die Amerikaanse president Donald Trump, die Franse president Emmanuel Macron en die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky. Die Britse koningshuis het ook aangedui dat prins William, sy pa, konings Charles III sal verteenwoordig. Argentinië het 'n week van nasionale rou afgekondig. Die paus het in sy testament aangedui dat hy in die grond begrawe wil word, sonder enige besonderhede of tierlantynkies. Op sy grafsteen moet slegs sy pauslike naam in Latyns geskryf word, Franciscus. Die konklaaf sal eers tussen 15 en 20 dae na die paus se begrafnis begin. Alle kardinale onder die ouderdom van 80 sal dan na Rome ontbied word vir 'n kardinaalsvergadering om 'n nuwe paus te verkies. Die Afrikaanse nuus gaan net hierna voort, bly ingeskakel. Baie welkom terug. Die EFF in die Noord-Kaap eis die afskaffing van Orania, wat hy 'n staat binne 'n staat noem. Die party sê hy sal onder meer hofaksie oorweeg as daar nie terugvoering op sy memorandum van eise is nie. Die EFF het die griefskrif aan die Noord-Kaapse premierskantoor oorhandig. Orania, die selfverklaarde Afrikaner volksstaat, is in die vroeë 90er jare gestig. Honderde EFF-lede het aan die optog deelgeneem en Orania 'n swart skaat op die provinsie genoem, wat nie toegelaat moet word om voort te gaan nie. Die EFF beweer Orania se bestaan is teen die grondwet en eis verskeie ondersoeke en hersienings teen Orania.
We must respect the law of this country. So we will go to different courts of this country and demand this matter be taken into consideration. It must be heard in court if that's the push. But we don't want to go that route yet. We are saying let there be political engagement. Let there be a political decision. Die Vryheidsfront Plus sê hulle sal enige ondersoeke na Orania verwelkom, want dit sal bewys dat die volksstaat sonder openbare befondsing klaarkom. Orania se selfstandigheid is iets wat doodgewoon bestaan omdat dit daar is. En dis die verskil tussen 'n gemeenskap en 'n organisasie. 'n Organisasie kan nie verbied, 'n gemeenskap is daar. En Orania bestaan nie deur middel van 'n wet nie, hy kan ook nie deur middel van 'n wet ophou bestaan nie. Orania is 'n gemeenskap wat in die eerste plek doodgewoon daar is en bestaan. Die EFF het die provinsiale regering 30 dae gegee om aan sy eise te voldoen. Nee, ons het hulle 'n memorandum ontvang as die kantoor van die premier sal ons hierdie memorandum werk. Hulle het vir ons 30 dae gegee om te respond na hulle memorandum toe. So die beste ding, ons gaan deur dit werk en ons gaan dan vir hulle die antwoorde gee op die regte tyd, sodra ons deur die memorandum gewerk het. Die ANC in die provinsie is tans in 'n koalisie met die Vryheidsfront Plus, nadat hy nie daarin kon slaag om 'n volstrekte meerderheid in verlede jaar se verkiesing te kry nie. Deel van hulle koalisie-ooreenkoms is dat die provinsiale regering Orania gaan herposisioneer. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Kom ons kyk nou hoe die markte kort gelede om 8 uur vertoon het. Vanjaar is die 55ste jaar wat Aardedag plaasvind met die fokus op verbintenis tot hernubare energie sodat skoon energie teen 2030 kan verdriedubbel. Hiertoe het die Departement van Bosbou, Visserye en Omgewingsake Suid-Afrika verbind tot die bewaring van die land se natuurlike erfenis en die dringende kompleksiteit van klimaatsverandering, verlies aan biodiversiteit en hulpbronskaarste bevestig. Vanjaar se tema is Ons krag, ons planeet. Die Departement van Bosbou, Visserye en Omgewingsake sê dit is uiters belangrik dat die land se omgewing beveilig en bevorder word om 'n volhoubare toekoms te verseker. Die departement is ywerig aan die werk om beleide en inisiatiewe te bevorder wat die omgewing beskerm terwyl dit veerkragtigheid en voorspoed bevorder. Maar die insluiting van kernkrag in Suid-Afrika se energiemengsel bly 'n omstrede kwessie. Nuclear does form a part of that mix, but the most important thing also for people to remember is that nuclear is no longer considered to be a dirty energy. There was a time when there was a lot of pollution that happened as a result of that, but the newer stations now are not that anymore. So obviously we need to look at what technologies are available. Sommige energiekenners meen die verhoogde kernkraggebruik kan help om die land se afhanklikheid van fossiel brandstowwe te verminder. Cooper Power Station provides about 4.2% of our energy needs in South Africa, which of course together with renewable energy sources like solar, wind and hydro, which constitutes about 6% of our energy mix, contributes towards increasing or reducing actually the reliance to fossil fuel. Ander is egter daarteen gekant. It's the most expensive form of electricity generation, and for what our government is proposing, the small modular reactors are things that are not commercially viable or available on the planet. So now we wasted 10 billion rand last time when the government tried to do SMRs, and so this time let's stand up and say no. Let's push for renewable energy. Die opvoeding van 'n jonger generasie oor die belangrikheid van Aardedag kan ook help om 'n volhoubare toekoms te verseker. We brought our grandchildren here today for them to teach them the importance
of Earth Week to value plants and to value animals and the importance of looking after our environment. Aardedag 2025 is reg oor die wêreld op verskeie maniere gevier, insluitend hernieude verbintenisse tot 'n groener, meer volhoubare wêreld. Coben August, SAIK nuus, Kaapstad. Sportorganisasies wil hulle nie uitlaat oor skorsing van president van Netball Suid-Afrika. Bly ingeskakel vir die en ander sportnuus. En ten slotte, terwyl talle mense reeds aan die motor van die toekoms dink, neem 'n groep petrolkoppe ons terug in tyd op 'n klassieke manier. Die ikoniese Mercedes-Benz W123, 'n meganiese wonder wat gebou is om te hou. Meer as 40 jaar later is hierdie klassieke voertuie steeds baie geliefd en in 'n goeie toestand. Mercedes Germany trusted South Africa to manufacture their W123s, but specifically the engines that were casted and molded here in South Africa are amongst the best in the world. Sedert 2024 deurkruis hulle Suider-Afrika. En met meer as 25.000 kilometer agter die rug, beplan die Cape to Cairo 24 span 'n spesiale reis volgende om die voertuie tot die uiterste te beproef. We want to take these cars to Cairo, but we are waiting for the situation to clear in South Sudan for us to have a safe passage to Cairo. But at the moment, we are taking these cars around, pushing them to their limits, so that we can prove that old engines are also able to run forever. Danksy Cape to Cairo 24 se petrolkoppe word nuwe lewe as het ware in die klassieke modelle geblaas. I grew up around old cars. I've got a love for old cars, you know. So what happened is the guys invited me to this club because I'm a mechanic. So I'm the one who look after the cars, make sure that the cars they on the road, I maintain them, you know. I do everything on the cars. Met hulle reis na Kaïro, hoop die span om Afrika se stories, sy ryk geskiedenis en sy skoonheid tentoon te stel. 'n Ambisieuse poging wat binne bereik is. En daarmee groet ons tot môre aand. Mooi bly en totsiens. Dis tyd vir die weer. Goeienaand, welkom. Vannag sien ons reën word verwag oor groot dele van die land. Dit is 80% kans vir reën in dele van Vrystaat en dan ook in groot gedeeltes van die Oos-Kaap. Andersins 30 tot 60% kans vir reën in die res van die land. Vir môre reën duur steeds voort oor groot dele van die land. 80% kans vir reën in dele van Gauteng, Noordwes, Vrystaat en dan sien ons ook in gedeeltes van KwaZulu-Natal langs die Weskus bewolkte toestande. Vir vannag is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat dan verwag word oor die sentrale gedeeltes van die land en dan ook in dele van KwaZulu-Natal. Dan is daar 'n waarskuwing uitgereik, 'n oranje vlak 5 waarskuwing vir swaar reën wat dan verwag word langs die kus van die Oos-Kaap. Vir môre is daar ook waarskuwings uitgereik vir ewige donderbuie in die sentrale gedeeltes van die land. Oranje vlak 5 waarskuwing is uitgereik vir swaar reën in grootste gedeeltes van Vrystaat. Ons sien ook ewige donderbuie word dan ook verwag in dele van KwaZulu-Natal. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, Bronkhorstspruit 14:23, Johannesburg en Springs albei 13:21. Ons volgende provinsie is Limpopo en sien dis koel in die provinsie. Phalaborwa het 'n maksimum van 30, Polokwane 14:26 en Nantsanin het 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 28. In Mpumalanga sien dis nat in gedeeltes van die provinsie. Middelburg 13:20, Mbombela 19:23 en Secunda het dan 'n maksimum van 19.
Onze volgende provinsies KwaZulu-Natal, Ulundi 16-18, Pietermaritzburg 'n maksimum van 16 en dan sien ons Durban het 'n minimum van 19 en 'n maksimum van 21. In die Oos-Kaap baie nat in gedeeltes van die provinsie, KwaNoJoli 11-19, Oos-London 15-20 en Willowmore het dan 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 18. In die Wes-Kaap koel in die provinsie, Lensburg 10-19, Woester 'n maksimum van 22 en dan Oudtshoorn het 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 21. In die Noord-Kaap verspreide buie en donderbuie, Appington 16-25, Springbok 10-21 en dan Carnarvon het dan 'n maksimum van 22. Enkele buie en donderbuie in Vrystaat, Sasolburg 13-20, Botawil maksimum van 17 en dan Bloemfontein 13-18. Ons laaste provinsie is Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Lichtenburg 14-18 en dan Mahikeng het 'n maksimum van 23. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.